Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ek wil iets baie interessant met julle deel. Daar is baie van julle wat natuurlik baie van hierdie gedeeltes wat ek gaan deel alreeds van weet, maar dit was vir my so 'n groot net weer eens 'n openbaring. Toe ek gisteraand, ek en my gesin is besig om 'n in diepte studie van die eindtye te doen en ons is besig tans met Openbaring 4 en weer eens net hoe die Heilige Gees net vir my hierdie puzzelstukkies bymekaar gesit het en dit net vir my weer eens oopgebreek het en vir my gewys het hoe belangrik profetiese woord van die Ou Testament is reg deur die Bybel en hoe dit in vervulling kom in die Nuwe Testament en dat dit eintlik al een groot aaneenlopende verhaal is en dit maak dit net vir ons soveel meer wonderlik as ek dit so kan sê om te sien wat Jesus werklik vir ons as mens gedoen het en hoe hierdie beplanning deur God eintlik al kom van duisende jare terug al af en hoe alles in plek val. So aangesien dit nou Paasweek is, voel ek net in my gees dat dit is wat die Heilige Gees op my hart lê om dit met julle te deel, om jou opgewonde te maak om te sien wat Jesus eintlik vir ons kom doen het en ek hoop julle gaan so weggeblaas wees soos ek en my gesin toe ons gisteraand weer eens na hierdie skrifgedeeltes kyk. So in Openbaring 4 sal jy sien begin dit met Johannes wat hierdie visioen kry. Eerstens hoor hy hierdie verskriklike harde stem wat sê kom op hierheen wat soos 'n trompet klink en daar's 'n deur wat oopgegaan het. Nou wat gesê het kom op hierheen. So baie van julle wat nou al goed kennis agtergrond het van die woord sal weet dat dit 'n skrifgedeelte is wat praat van die wegraping, dat dit is wanneer die kerk opgeroep gaan word om Jesus in die lig te gaan ontmoet. So nou as jy nou na dit kyk, dan gaan jy sien dat hierso praat Johannes van hierdie oop deur in die hemel en hierdie trompet wat sê kom op hierheen. So daardie betekenis in die oomblik is die oorgang na 'n nuwe fase, die einde van die kerktydperk en dan 'n begin van 'n nuwe profetiese gebeure wat dan hier gaan plaasvind. So die kerktydperk is dan nou verby. Hier is dit nou wat ons as die kerk opgeneem word in die hemel en ons gaan dan nou vir 7 jaar saam met Jesus in die hemel wees waar die bruilofsmaal gaan plaasvind en natuurlik ons as Christene of gelowiges gaan geoordeel word, maar nie met 'n oordeel om ons ons ewige lewe te verloor nie, maar om te kyk of ons krone gaan kry en of dit wat jy gebied het vir die Here hier op aarde, het jy dit gedoen met 'n opregte hart en het jy siele gewen vir die Here en so dit is 'n baie meer in diepte studie by homself, maar ons gaan dan geoordeel word volgens ons werke, dat ek so sê. Dan kan jy sien die deur in die hemel wat oopgemaak is, simboliseer Jesus as die enigste weg na die Vader. Nou, dit is die deel waarop ek wil fokus vandag. Dis die skeiding tussen hemel en aarde en die oop deur beteken dat ons deur Jesus moet gaan na die Vader toe. So, as ons bietjie gaan kyk, hoe weet ons dat Jesus die deur is? Baie van julle sal nou dink, maar dis nou alles goed en wel en mooi gesê, maar hoe weet ons Jesus is die deur? Dan gaan ons na Johannes 10 vers 9 toe. Ek sal al die skrifte op my YouTube video, kan julle net gaan kyk en al die skrifgedeeltes sal daaronder in daai deskripsieboksie wees. Nou hy sê in Johannes 10 vers 9, sê hy, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Dan gaan kyk ons bietjie na Matteus 25. Nou as ons na Matteus 25 gaan kyk, julle gaan nou verstaan hoe al hierdie skrifgedeeltes bymekaar kom. So as jy na Matteus 25 gaan kyk en die verhaal daar gaan lees, dan vertel Jesus hierdie gelykenis van die 10 maagde
5 was gereed en 5 was nie gereed nie. En weer eens het hulle hierdie persoon gehoor skree wat sê, kom, maak gou, die bruidegom is op pad. Weer hierdie harde geluid persoon wat sê, kom, die bruidegom is op pad. En, maar net 5 het genoeg olie in hulle lampe gehad. Die ander 5 het nie genoeg gehad en hulle het nog gegaan op middernag om vir hulle nog olie te gaan koop. Nou, ons weet die olie verteenwoordig die Heilige Gees, so met ander woorde, die wat gereed was, die wat die Heilige Gees in hulle gehad het, wat gereed was, wat Jesus se bruid verteenwoordig, hulle het gegaan en die bruidegom het vir hulle die deur oopgemaak en hulle het ingegaan en die deur was gesluit. Dit is baie interessant. So, kom ons lees wat sê daar een spesifieke vers, Matteus 25 vers 10, hy sê, terwyl die onverstandiges weg was om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees en die deur van die feesvertrek is gesluit. Nou, dit is baie interessant. Nou, as ons gaan kyk na, teruggaan na Noag en sy ark toe, dan weet ons ook, die regverdiges het die ark binnengegaan, die onregverdiges, die goddelose mense het agtergebly, en as jy die verhaal van Noag gaan lees, dan gaan jy sien dat God het self daardie deur gesluit. Noag het hom nie gesluit nie. En die onregverdiges, die ongelowiges, kon nie binne die deur ingaan nie. En die regverdiges was bewaar vir die hele tyd wat die storm die hele aarde gevloed het en hulle was beskerm, hulle het nie deur die God se wraak gegaan en God se oordeel gegaan nie. Nou draak dit al hoe meer interessant. As ons nou terugkom na Paasfees toe, nou Paasfees maak deel van die 7 feeste van God wat hy vir die Israeliete gesê het, hulle moet onderhou. Dit was eintlik vir hulle gegee, juis sodat hulle kan uitkyk vir die Messias wat gaan kom. So nou die Jode vandag vier nog steeds hierdie feeste in afwagting vir die Messias wat kom, maar ons as Christene weet reeds dat Jesus het klaar gekom. So wanneer ons hierdie feeste vier, herdenk ons dit, ons vier dit nie met die hoop dat Jesus gaan kom nie, ons vier dit omdat ons dankbaar is vir dit wat hy vir ons gedoen het. So, nou ons gaan kyk na spesifiek die Pascha, hierdie gedeelte, nou dit is die eerste 3 feeste, dis die Pascha, die ongesuurde brood en die eerstelinge. Dit is feeste wat nou eintlik alles in hierdie eerste week, hierdie week van Paasfees reeds vervul is met Jesus se kruisiging. So, ons gaan 'n bietjie fokus op die Pascha self, wat 'n instelling was in Levitikus 23, so julle kan bietjie na Levitikus 23 gaan lees, en dan nou Exodus 12, wat ons nou bietjie meer na sal kyk, wat daar beter verduidelik word is, wat gebeur het en toe kom hierdie dinge toe nou ingestel is op die einde van die dag in Levitikus. So, in Exodus 12, kom ons gaan gesien toe, het, ek moet net gou vir my daar oopmaak, want ek wil nou nie enige ding net sê wat ek nie op het nie. Ja, in Exodus 12 het, lees ons die verhaal waar God vir Moses gesê het, luister, hy gaan nog hierdie een verskriklike plaag stuur, die laaste plaag, en dit gaan wees waar al die eerstgeborene kinders dood gaan van diere, mens, almal, behalwe die wat die bloed om hulle 'n lam gaan slag en die bloed om hulle deurposte gaan smeer. Dan sal die doodsengel verby daardie huis gaan. Hy sal dan nie in daardie huis ingaan nie en hulle sal gered word. Daai eerstgeborene sal gered word, maar slegs die wat die Pascha, wat die bloed om die deurposte gaan smeer. Daar's ook vir hulle gesê dat hulle 'n rammetjie moes neem en hulle moes hom slag en hulle moes hom eet en van sy bloed moet gebruik word. Hoe wonderlik is dit dat dit ook vir ons 'n indikasie is dat dit 'n manlike
figuur gaan wees, dat die Messias manlik gaan wees, en dat dit juist gesê het, 'n rammetjie, nie net 'n gewone lam nie. Daar is gesê spesifiek 'n rammetjie wat geslag moet word. En nou wat vir my so interessant was van hierdie hele ding is dat God het gesê die doodsengel sal verby hulle gaan. Hy sal nie deur die deur gaan van hierdie huise nie, waar die bloed omgesmeer is nie. Hy sal verby gaan en hulle sal gespaar word. Nou, as ons weer eens teruggaan na nou wat in Openbaring gebeur, is ons weet die deur is Jesus. Nou weer eens hierdie bloed van hierdie rammetjie wat gesmeer is, van hierdie lam wat gesmeer is op die deurposte, verteenwoordig die bloed van Jesus, wat ons nou weer eens kry in die kruisiging. So dit was 'n profetiese woord wat eintlik gespreek was, so wat in vervulling gaan kom duisende jare later, toe Jesus gesterf het aan die kruis. So hierdie bloed is dan verteenwoordig Jesus se bloed, en die doodsengel kon nie daar ingaan nie, en die eersgeborenes het nie gesterf nie. Nou as jy dit vat terug na Paasfees toe, die kruisiging toe, dan sien ons dat Jesus het vir ons gesterf. Jesus wat die deur na die ewige lewe toe is, het gesterf. Sy bloed het gevloei, so ons sonde is skoon gewas, so nou kan ons die ewige lewe ingaan. Presies wat met hierdie eersgeborenes gebeur het. Hulle het gelewe, hulle het nie gesterf nie. Al die ander eersgeborenes mense, se kinders, wat nie 'n deel was van die regverdiges nie, wat ongelowig was, se kinders het gesterf. En dit is presies wat nou gebeur het in wat Jesus vir ons kom doen het. As jy hom nie aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, dan gaan jy ook nie die ewige lewe beerwe nie. Dan gaan jy ook nie in die hemel kan inkom nie, want dit is slegs deur Jesus wat ons in die hemel kan ingaan. En dan as ons dit nou bietjie verder vat, want onthou al hierdie 7 feeste is 'n fees wat Jesus uitbeeld. Die eerste 4 feeste wys die Messias, die seun van Josef, die lam van God. Ons lees in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kom ons staan gou 'n bietjie stil op daai skrif. So hier het Johannes, dit is nou voor die kruisiging plaasgevind het. Onthou eers het hulle die Paasfees gevier ter herinnering dat God hulle uit Egipte gered het, hulle eersgeborenes gered het. Hulle het aanhoudend gevier elke jaar met die wete dat die Messias op pad was. En Johannes het hierdie openbaring gekry net voordat Jesus gedoop is. Het hy hierdie openbaring gekry, toe sê hy vir hulle, dit is net vir Jesus gedoop het hy gesê, dit is die Messias, die seun van Josef, die lam van God. Weereens kom die lam daarin, wat vir ons geslag is. En dan lees ons daar, en sê hy, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Onthou die mense daar het nie verstaan wat aangaan op daai oomblik nie. Hulle het net gesien, kyk, hier word Jesus nou gedoop deur Johannes die Doper, en direk daarna het die Heilige Gees op hom neergedaal. So dit is presies 'n weerspieëling van die volgende fees wat kom, die 4de fees wat Pinkster is, die Heilige Gees wat dan nou op die kerk neer gaan daal. So ons sal sien die eerste 3 feeste is dan 'n weerspieëling van Jesus wat gesterf het aan die kruis. Die ongesuurde brood is dat hy opgestaan het, en die fees van die eerstelinge is dat hy die ongesuurde brood, is wat hy vir ons sonde gesterf het, nê? En dat hy, dis toe hy in die graf in is, en die eerstelinge is toe hy opgestaan het as oorwinnaar. En die Pinkster daarna is dan natuurlik weer eens die Heilige Gees wat dan nou op die kerk uitgestort het. So al 4 daai feeste het reeds in vervulling gekom. So kom ons kry net gou weer hierdie prentjie.
as ons kyk na die doop, so ek hoop julle volg my nog, as jy kyk na die doop, dan sal jy sien, die doop is, jy sterf, jy word onder die water gedompel, jy sterf soos Jesus gesterf het aan die kruis, jy word skoon gewas met die water, wat dan nou die bloed verteenwoordig van Jesus, en jy staan op uit die water uit as 'n nuwe persoon in Christus. Jesus het opgestaan, hy die vyand oorwin, sodat ons die ewige lewe kan hê, en daarna het hulle 'n duif gesien, of die Heilige Gees gesien wat soos 'n duif op Jesus neerdaal, en dit is presies wat toe nou paar jaar later in vervulling gekom het met Jesus se kruisiging. Al die eerste 3 feeste is, Jesus is gekruisig, hy is in die graf, gesit, en hy het dan nou opgestaan die Sondag, en dan nou 50 dae later is die Heilige Gees oor die kerk uitgestort. Hoe wonderlik is dit? So, as jy nou gaan weer eens gaan nou bietjie na die volgende fees gaan kyk wat kom, daar's dan nog 3 feeste oor wat nog nie in vervulling gekom het nie, en dit is dan nou die fees van die trompette, the Feast of Trumpets, wat bietjie meer bekend is in die, soos hulle sê in Engels, dan is dit wanneer die wegraping gaan plaasvind, en dit is net vir my so mooi, hoe hierdie alles in mekaar vleg en by mekaar aansluit, want daar sien Johannes weer eens, sien hy, kyk hoe die deur oopgaan, hierdie harde geluid kom en sê, kom op hierheen, en ons weet wie die deur is, en ons weet wat die trompette verteenwoordig. Nou, as ons gaan kyk na 1 Thessalonisense 4 vers 16 en 17, dan lees ons daar, wat vir ons 'n bietjie meer aanduiding gee wat hier gebeur. Hy sê, want die Here self sal van die hemel af neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basyn, wat nou ook 'n ander woord vir 'n trompet is, van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, mense wat al reeds dood is, wat Christene was, wat gelowiges was, hulle gees is nou in die paradys, maar hulle liggame is nou mos nog natuurlik in die grond. Nou, hulle liggame en hulle gees gaan verenig, so dit is bietjie baie om in te neem, maar hulle gaan verenig, en dan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, ons wat nou nog nie gesterwe het nie, jy wat nou nog lewe, wanneer hierdie dinge gebeur, sal saam met hulle in die wolke weggevoer word, en die Here tegemoet in die lig in, en ons sal dan by die Here wees. So, ja, hierdie is absolute eye-opener, soos die Engels sal sê, wat vir jou presies wys hoe al hierdie stukkies in plek val. So, dis die volgende stap. So, weer eens het Jesus vir ons kom wys. Dit is wat volgende gaan gebeur, net na die uitstorting van die Heilige Gees, was daar ook aan Johannes geopenbaar, dat hierdie geheim is, dat ons nie almal, gaan sterf nie, van ons wat gedurende die tyd gaan lewe, wanneer die wegraping gaan plaasvind, hoef nie deur die 7 jaar verdrukking te gaan nie, soos Jesus gesê het nie. Hy het elke keer nog sy gelowiges gespaar. As ons kyk na Noag in die ark, as ons kyk na die eersgeborenes van Egipte, van daar in Egipte, van die Israeliete, hulle almal is gespaar, hulle is nie deur God se straf gegaan nie, God het hulle bewaar, en dit is presies wat gebeur. So die deur is Jesus, jy moet deur hom gaan, jy het daardie vergifnis nodig, wat sy bloed vir ons kom bied het, toe hy vir ons gesterf het, sodat jy die ewige lewe kan hê. So, ja, dit was vir my net absoluut 'n wonderlike openbaring, hoe al hierdie goeders in mekaar invleg, en dat God se woord nooit leeg terugkeer nie. Dit is absoluut net wonderlik om te sien, dat sy woord net konstant deur die waarheid is, en elke gedeelte van die skrif openbaar 'n ander gedeelte van die skrif, en dit vloei in mekaar in. So sy woord is die waarheid, en die waarheid, soos ons weet, sal ons vry maak. So ek hoop julle dink bietjie oor hierdie gedeelte wat ek nou met julle gedeel het, gaan lees bietjie al hierdie skrifgedeeltes, en ja, doen bietjie in diepte studie daaroor,
en vra vir die Heilige Gees om vir jou te openbaar en wees dankbaar hierdie Paasfees wanneer jy kerk toe gaan. Ek hoop jy gaan kerk toe nou Vrydag en ek hoop jy gaan kerk toe Sondag. Ons kan altyd planne maak om op vakansie te gaan of planne maak om wedstryde te gaan kyk of konserte by te gaan woon. So die minste wat jy kan doen is die dag wat jou God, dit is dalk nou nie daai spesifieke dag te wees nie, maar die dag wat jou God vir jou mens geword het en gesterf het, sodat jy deur daai deur kan gaan wat Jesus is. En weet ook wanneer hy opgestaan het, sodat hy ons weet hy lewe en hy gaan ons weer kom haal, dat jy dit kan vier saam met almal wat vir hom lief is. Ek glo met my hele hart, almal wat dit ernstig opneem, sal besef, dit is nie eers 'n ding wat jy eintlik oor hoef te wonder nie. Jy moet gaan, jy moet God eer, want hy verdien dit, want sonder hom is jy verlore. So, ek hoop julle geniet hierdie Paasfees en wees dankbaar en sien God vir hierdie wonderlike, amazing God wat hy is, wat hy alles vir ons gedoen het, en waardeer dit. Ons gaan weer gesels. Tot volgende keer. Shalom.